Hy het waarlik opgestaan. Ons lees 1 Korintiërs 15 vers 1 tot 11. In 1 Korintiërs 15 verduidelik Paulus dat die Christelike geloof beslis nie 'n misterie kultus is nie. Nou, waarom sou hy so klem lê daarop? Die antwoord lê opgesluit in die tempel van Demeter, waar jong meisies sekere rituele uitgevoer het. Demeter, die godin van landbou, se dogter Persefone, is volgens die legende deur Hades, die god van die doderyk, ontvoer diep onder die aarde in, waar sy gedwing is om met hom te trou. Terwyl ma Demeter gaan soek na haar dogter, verwaarloos sy haar verantwoordelikhede. Gevolglik begin die plante doodgaan. Gelukkig gryp haar pa Zeus in en hy help haar om Persefone te kry. Maar sy moes eers 'n ooreenkoms met Hades aangaan. Persefone kan terugkeer op voorwaarde dat sy die helfte van elke jaar wintertyd by hom kom bly. Dit het natuurlik veroorsaak dat die 6 maande somer, wanneer sy hierbo is, al die plante mooi groei. Maar wanneer sy daaronder is, wintertyd, dan wil niks groei nie. Hierdie absurde storie het 'n geweldige invloed gehad op die mense van die tyd. Jong meisies is ingelyf in hierdie misterie kultus, waar hulle onder meer tydens dramatiese opvoerings in die see gedoop is en heilige drankies in die tempel moes drink. Hulle het dan in 'n geestesvervoering gegaan om een te word met Demeter en die gees voor te berei vir 'n lewe na die dood. Alles het natuurlik ook gepaard gegaan met allerhande onsedelikheid. Die probleem was dat hierdie misterie kultus so 'n integrale deel was van al die inwoners, dat bekeerlinge uit die heidendom moeilik daarmee gebreek het. So beland dit ook in die gemeente. Die verhaal van Jesus se sterwe en opstanding was vir hulle maar nog 'n mite. Doop en nagmaal het vir hulle op dieselfde wysie as Demeter en Persefone 'n eenheid met Jesus gegee. Op daardie wyse is hulle gees so vernuwe. Selfs die seksuele wanpraktyke het deel gebly hiervan. Hulle lese was: laat ons eet en drink, want môre sterf ons. So lees ons in 1 Korintiërs 15 vers 32. Alles wat Paulus hulle geleer het, moes in die lig van hierdie misterie kultus gesien word. Om hierdie saak te beredder, moes Paulus alles in perspektief stel vir hulle. Hy herinner die gemeente aan die dinge wat hy hulle geleer het van die evangelie wat hy oorspronklik aan hulle verkondig het. Dit is van uiterste belang om te besef dat daar alleen redding is in die evangelie, die blye boodskap oor Jesus, en dat niks anders jou kan red nie. Hy impliseer dat hierdie misterie kultus wat so die gemeente ingesluip het, hulle geloof te vergeefs maak. Paulus vertel in 'n neutedop hoe Jesus vir ons sondes gesterf het, hoe hy begrawe is, opgestaan het uit die dood. Anders as die mitologiese verhaal van Demeter, is Jesus se opstanding nie maar net 'n misterie of 'n geestelike opstanding, soos sommige geleerdes vandag wil beweer nie, maar 'n fisiese, liggaamlike opstanding. Daar was talle getuies wat hom gesien het na sy opstanding. Op een geleentheid was daar 500 mense bymekaar toe Jesus aan hulle verskyn het. 500 getuies kan tog nie almal verkeerd wees nie. Die feit is
dat Jesus se sterwe, begrafnis en opstanding 'n werklikheid is en nie maar net 'n mite nie. En wat meer is, Jesus het in ons plek gesterf om versoening te bewerkstellig tussen ons en God. Hy is die enigste weg na God. Daar's geen ander manier waarop ons versoening kan kry nie. Maar dis nie al nie. God verwag van ons om hom alleen te aanbid. Daar's dus geen plek vir enige ander misterie kultus van enige vorm om saam met ons godsdiens gebruik te word, soos wat die geval was met die Korinteërs nie. Maar ons glo mos nie meer vandag aan Griekse gode nie. Wat het hierdie dan met my uit te waai? Ja, miskien, maar daar is baie ander, dikwels meer subtiele vorms van misterie kultus, wat dikwels so ongesiens in jou lewe kan inkruip. Om enkele voorbeelde te noem. Een waarin baie gelowiges hulle skuldig maak, is sterrewiggelaary. Dis nou hierdie onskuldige sterrevoorspel of sterretekens. Ek wil ontplof as iemand vir my vra onder watter sterreteken ek gebore is. Dis niks anders nie as 'n misterie kultus, waar die sterre veronderstel is om jou toekoms te bepaal. Nie alleen is dit die grootste snert nie, maar jy speel ook reg in die hand van die duiwel met hierdie okkulte bedryf. Nog 'n baie ontstellende ding is die baie onskuldige praat met die geeste van afgestorwenes. Daar was al 'n paar TV-programme waar mense sogenaamd met afgestorwe geliefdes in aanraking gebring word. Nie alleen is dit onbybels nie, maar dit is 'n duiwelse praktyk. Met baie mooi praatjies beweer die medium dat sy of haar sogenaamde heldersiendheid van God afkom. Die duiwel kom soms met baie mooi praatjies na ons. Bly weg van die okkulte. Dit kan en mag nooit saam met jou geloof in Jesus, die enigste weg, beoefen word nie. Jy kan nie God en Mammon tegelyk dien nie. Besluit vandag wie jy wil doen. Maar ek en my gesin, ons sal die Here dien. Kom ons bid. Here, die duiwel kom met so baie mooi praatjies. Help my asseblief om duidelik deur sy masker te kan sien. Amen.